Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Maandag 29 Junie, van Athene tot Korinthe. Lees Handelinge 17 vers 16 tot 34. Waar was Paulus voor hy Korinthe toe is? Wat het hy in die vorige stad gedoen? Ons lees Handelinge 17 vers 16 tot 34. En terwyl Paulus in Athene vir hulle wag, het sy gees in hom opstandig geword, toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was. Hy het toe in die sinagoge met die Jode gespreek en met die godsdienstige mense en elke dag op die mark met die wat hom teekom. En sommige van die Epikureënse en die Stoïsynse wysgere het met hom gestry en sommige het gesê, wat sou hierdie praatjiesmaker tog wil sê? Ander weer, dit lyk of hy 'n verkondiger is van vreemde gode, omdat hy aan hulle die evangelie van Jesus en die opstanding wou verkondig het. Hulle het hom geneem en op die Areopagus gebring en gesê, kan ons verneem wat hierdie nuwe leer is, wat deur u verkondig word? Want u bring sekere vreemde dinge in ons ore. Ons wil dan weet wat dit tog kan wees. Nou het al die Atheners en die uitlanders wat by hulle gewoon het, vir niks anders tyd gehad, as om iets nuuts te sê en te hoor nie. Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan en sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is, want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is, aan 'n onbekende God. Hom dan, wat julle vereer sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle, die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur mense hande gedien, asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, so sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding gelyk is nie. God het dan tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te werk. Maar toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot en ander het gesê, ons sal u weer hieromtrent hoor. En so het Paulus van hulle weggegaan, maar sommige manne het by hom aangesluit en gelowig geword, onder wie ook Dionysius, die Areopagiet was, en 'n vrou met die naam van Damaris, en ander saam met hulle. Handelinge 17 vers 16 tot 34. Handelinge 17 vers 16 tot 34 beskryf dat Paulus voor sy bediening aan die Korinteërs onder die Atheners gewerk het. Daardie Atheense deel van sy bediening was klaarblyklik heel onverwags. Hy het bloot met die hulp van 'n aantal vriende soontoe gegaan vanweë die geweldige teekanting wat hy in Berea ontvang het. Ons lees daarvan in Handelinge 17 vers 13 tot 15. Maar toe die Jode van Thessalonika verneem het dat die woord van God ook in Berea deur Paulus verkondig was, het hulle gekom en die skare ook daar opgesweep. Die broeders het Paulus toe dadelik weggestuur om in die rigting van die see te gaan, maar Silas en Timoteus het daar gebly. En die wat Paulus begelei het, het hom tot by Athene gebring, en nadat hulle opdrag ontvang het aan Silas en Timoteus om so gou as moontlik na hom te kom, het hulle vertrek. Handelinge 17 vers 13 tot 15.
Die helpers wat saam met Paulus Athene toe is, het teruggekeer na Berea met die handopdrag dat Timoteus en Silas so gou as moontlik by Paulus moes aansluit. Handelinge 17 vers 16 tot 34 handel oor Paulus se doen en late terwyl hy op Timoteus hulle gewag het. Hy predik Jesus in die sinagoge, op die markplein en voor die Areopagusraad. Hy kon werklik nie uitgepraat raak oor Jesus nie. Elke geleentheid vir getuienis het Paulus ten volle benut. Lees Handelinge 18 vers 1 tot 11. Wat doen Paulus vandat hy in Korinthe aangeland het, asook vir die res van sy bediening daar? Ons lees Handelinge 18 vers 1 tot 11. En daarna het Paulus uit Athene vertrek en in Korinthe gekom. En hy het 'n Jood gevind met die naam van Aquila, afkomstig uit Pontus, wat onlangs met sy vrou Priscilla van Italië gekom het, omdat Claudius beveel het dat al die Jode uit Rome moes vertrek. Na hulle toe het hy gegaan, en omdat hy van dieselfde ambag was, het hy by hulle gebly en gewerk, want hulle was tentmakers van ambag. En hy het elke Sabbat in die sinagoge gespreek en Jode sowel as Grieke oortuig. En toe Silas en Timoteus van Makedonië afgekom het, was Paulus ywerig besig om aan die Jode kragtig te betuig dat Jesus die Christus is. Maar toe hulle aanhou om teestand te bied en godslasterlike dinge te spreek, het hy sy klere uitgeskit en vir hulle gesê: "Julle bloed is op julle hoof. Ek is rein, van nou af sal ek na die heidene gaan." En hy het daarvandaan weggegaan en in die huis gekom van iemand met die naam van Justus, wat 'n godsvreesende man was, wie sy huis naas aan die sinagoge gestaan het. En Crispus, die hoof van die sinagoge, het met sy hele huisgesin in die Here geglo. En ook baie van die Korintiërs het, toe hulle hom hoor, gelowig geword en is gedoop. En die Here het deur 'n gesig in die nag aan Paulus gesê: "Wees nie bevrees nie, maar spreek en moenie swyg nie, want ek is met jou. En niemand sal die hand aan jou slaan om jou kwaad aan te doen nie, want ek het baie mense in hierdie stad." En hy het daar gebly 'n jaar en 6 maande lank en die woord van God onder hulle geleer. Handelinge 18 vers 1 tot 11. Die apostel is gedurende sy tweede sendingsreis Korinthe toe. Lukas sê vir ons dat Paulus die gemeente daar 'n jaar en 'n half lank bearbei het. Oudergewoonte begin Paulus sy sendingsaktiwiteite by die stad se sinagoge, soos gelees in Handelinge 18 vers 4 tot 6. Handelinge 17 vers 1 en 2 noem dat hy sy uitreikingswerk altyd so benader het. Hierdie strategie waar volgens die verkondiging van die evangelie eers aan die Jode en dan aan die nie-Jode moes gaan, strook met Jesus se opdrag aan sy apostels. Romeine 1 vers 16 lees: "Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek." Handelinge 13 vers 46 lees ook: "Maar Paulus en Barnabas het vry uitgespreek en gesê: Dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word, aangesien julle dit egter verwerp en julle self die ewige lewe nie waardig ag nie. Kyk, ons wend ons tot die heidene." Handelinge 1 vers 8 lees: "Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde." Toe Timoteus en Silas uiteindelik in Korinthe by Paulus aansluit, lees ons in Handelinge 18 vers 5, het Paulus al sy aandag bestee aan die prediking om die Jode daarvan te oortuig dat Jesus die Messias is. Gedurende die Korintiese been van sy bediening was hy besig om, soos gelees in vers 11, die mense in die woord van God te onderrig. Dit is ook dan die konteks waarbinne die apostel sy beroemde woorde uiter, sy voorneme om met die Korintiërs, soos gelees in 1 Korintiërs 2 vers 2, oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus en wel oor hom as die gekruisigde. Let op Paulus se sendingaktiwiteite in Athene en Korinthe, al die geleenthede wat Paulus ter bevordering van die evangelie benut het. Wat kan ons daaruit leer? Dink aan al die geleenthede wat jy het om ander van Jesus te vertel. Hoe kan jy dit benut?